So misleiding nommer 10. Vandag gaan ons, ek noem dit misleiding deur afleiding. Dit is basies waar jy een punt in gedagte hou of op die voorgrond hou en dan verander jy 'n ander punt op die ander kant. Dis maar hoe hulle dit gewerk het. Nou, van die afleidings wat ons al reeds bespreek het, is die as afleiding van sy heilige naam te verander na die name van heidense gode, die skriftuurlike feeste, die Jehovah se reddingsplan, wat verander was vir die heidense kerktradisies en feeste, reinkos wat mee weggedoen was, dat hulle nou enige onreine kos kan eet, besnydenis wat verander is vir onbesnydenis. Dis alles punte wat ons al reeds bespreek het, wat baie belangrik is in Jehovah se woord, want Jehovah verander nie. Nou die volgende wat ons na kyk, gaan wees rakende die Pasga. Ons lees in die Christelike Bybel van die King James, die volgende, Matteus 26 vers 17. Now the first day of the feast of unleavened bread, the disciples came to JC, saying unto him, Where wilt thou that we prepare for thee to eat the Passover? Nou as jy jou Bybel bestudeer, dan sal jy leer dat die eerste dag van ongesuurde brood, Jehoshua was al reeds dood en begrawe op die eerste dag van ongesuurde brood. So dit is onmoontlik dat die disciples na Jehoshua kon gekom het en hom die vraag gevra het. So hoe kry die kerk dit dan verkeerd? Wat het gebeur? Wel, hulle is uitgevang deur hulle eie leuns. Omdat hulle die skriftuurlike feeste afgeskaf het, begryp hulle nie hoe dit werk nie. Want dit is Jehovah se verlossingsplan. Nou as ons kyk na die konkordansie, die woord eerste in die Grieks is protos. So hulle het nou gepraat van op die eerste dag van ongesuurde brood. As jy nou kyk na die ander opsies wat daar is, kon hulle ook gebruik het foremost, before, beginning, best en so meer. Maar daar is first wat hulle gebruik het, of eerste, maar hulle sou before moes gebruik het. So as ons kyk na hoe dit lees, as ons die woordjie before daan sit, van Matteus 26 vers 17, dan lees ons die volgende. And on the day before the first day of unleavened bread, the taught ones came to Jehoshua, saying to him, Where do you wish us to prepare for you to eat the Pesach? Nou werk dit en dit maak sin. Nou die dag van die Pasga is die voorbereidingsdag vir die hoë Sabbat van ongesuurde brood. Nou ek het al die weeklikse Sabbat en die hoë Sabbatte bespreek, maar die hoë Sabbatte is die skriftelike feeste en die weeklikse Sabbat is elke 7de dag of Saterdag. Nou elke Sabbatdag, hoë Sabbat of weeklikse Sabbat, het 'n voorbereidingsdag die dag daarvoor. So wanneer jy dan Saterdag jou weeklikse Sabbat gaan doen, dan die Vrydag voor die tyd berei jy al jou kos voor, jy doen alles wat jy moet doen, sodat die Sabbatdag jou rusdag is, wat jy saam met Jehovah spandeer. So die Christen het geen konsep nie, want hulle het sy heilige naam verander, wat die sleutel tot kennis is. As gevolg van 'n gebrek aan kennis, het die verlossingsplan wat Jehovah vir hulle ons daar gestel het, vir hulle weggeraak en afgeskaf. As jy wil gaan lees oor die wegdoen van die sleutel van die kennis, gaan lees Lukas 11 vers 52, Jehovah se verlossingsplan, gaan lees Levitikus hoofstuk 23, en dan die uitslag van die hele saak is, dat hulle sal vergaan, is Hosea 4 vers 6. So, as jy vir hulle sê dat dit nie die waarheid kon gewees het nie, want die disciples kon nie met Jehoshua gepraat het nie, want hy is reeds dood, sal hulle nie verstaan wat jy sê nie, tot hierdie punt vir hulle uitgewys word. Maar kom ons kyk,
Jehovah gee ook die antwoord vir ons, hoe dit is veronderstel is om te wees. As ons kyk na Johannes 19 vers 31, dan lees ons, Therefore, since it was the preparation day, that the bodies should not remain on the stake on the Sabbath, for that Sabbath was a high one, a hoë Sabbat. The Yehudim asked Pilate to have their legs broken and that they be taken away. So hier is dit baie duidelik dat word het gesê dat die liggame van die wat op die kruis gesterf het, mag nie op die Sabbatdag nog op die kruis wees nie. Dit moet begrawe word voor die tyd. En dit was dan op die voorbereidingsdag, die dag voor die eerste dag van ongesuurde brood. Net om uit te wys is dat die Christen het ook verkeerd kry. Hulle dink dat Jehoshua was op Vrydag op die hout vasgespijker en dat hy Sondag opgestaan het. Hulle verstaan nie dat dit verkeerd is nie, want jy kan nie 3 dae en 3 nagte kry van Vrydag, goeie Vrydag, tot die eerste dag nie. Hierdie is 'n baie groot probleem, want daar is 'n verskil tussen die Pasga en Paasfees. Die Paasfees is die Christen weergawe van die Pasga. En in Engels is dit Easter, en dit kom van die naam van die vrugbaarheidsgodin Ishtar. Daarom dat hulle op hierdie dae sjokoladehasies het en sjokolade eiers het, in vergelyking met die bloed van Jehoshua Messias, ons ewige verlossing, wat ons vrygemaak het van die sonde. Nou as ons 'n bietjie 'n vergelyking maak tussen die kerk van Paasfees, of die Paasfees van die kerk, dan hulle aanbid Ishtar, die vrugbaarheidsgodin, hulle doen die hasies en eiers en Easter egg hunts. Hulle verdraai die tye van Vrydag tot Sondag. Die Paaseier soektogte het ek reeds genoem. En dan op 'n Sondag sal hulle waarskynlik 'n varkbout in die oond hê, en dan sal hulle nog ons hemelse Vader vra om hierdie onreine kos te seën. Maar die Pasga van Jehoshua is die openingsfees van Jehovah se verlossingsplan wat hy het vir sy kinders. Ons word gereinig deur die bloed van Jehoshua op die Pasga. Ons is bevry van die slawerny aan sonde en dood op die Pasga. En die eerste vrugte waar Jehoshua uit die dood uit opgestaan, dit wys vir ons dat ons ook uit die dood gaan opstaan vir die ewige lewe. Hulle kan nie uitwerk hoe om 3 dae, 3 nagte te kry van goeie Vrydag tot Sondag nie, dit het ek ook reeds genoem, maar dit is wat dit is, want ons lees in Matteus 12 vers 40, Jehovah is baie duidelik, for as Jonah was 3 days and 3 nights in the stomach of the great fish, so shall the son of Adam be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. So, hoe kry ons dan die 3 dae en 3 nagte? Net om dit ook duidelik te stel. Dit is belangrik om in gedagte te hou dat 'n dag begin nie 12 uur die oggend of middernag tot 12 uur middernag nie. Begin ook nie die oggend wanneer die son opkom nie, tot sonondergang nie, maar die dag begin sononder tot sononder. So die voorbereidingsdag vir die hoë Sabbat van ongesuurde brood was op 'n Dinsdag sononder, het dit begin, tot Woensdag sononder. Hy het sy laaste ete met sy disippels die Dinsdag aand geëet, en Woensdag was hy aan die hout gespijker. Daarom moes hy voor Woensdag sononder van die hout af wees. En as ons nou die dae tel, dan kry ons 3 dae, 3 nagte. Ons begin met Woensdag aand is nag 1, Donderdag is dag 1. Daar het ons 'n dag en nag.
Donderdag aand, nag 2, Vrydag, dag 2. 2 dae, 2 nagte. Vrydag aand, nag 3 en Saterdag, dag 3. 3 nagte en 3 dae. Net soos dit in Jehovah se woord geskryf staan. Die eerste dag van die week begin sononder op die 7de dag, op Saterdag, wanneer die son ondergaan. En op die eerste dag het Jehoshua opgestaan. Na sononder, enige tyd, het hy opgestaan tot voor sonop, toe hulle hom ontdek het dat sy graf leeg was. Halleluja.